Goeiemôre radioluisteraars. Kom ons bid saam en ons luister wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Abba Vader, baie dankie dat ons u kinders kan wees vanoggend. Dat ons na u toe kan kom net soos wat ons is. Dat ons kan vra, Heilige Gees, hou vas u ons en gee vir u ons die antwoorde wat ons nodig het in hierdie tyd, in Jesus naam. Amen. Nou soos wat die opskrif sê vanoggend, gaan ek daaroor bedien, God se liefde in en oor jou. En hierdie gaan jou heeltemal anders laat kyk na jouself en ook na jou omstandighede en ook na mense om jou. Ons het laasweek daaroor bedien waar Jesus op die wal van die Jordaanrivier gestaan het en Johannes die Doper sy neef uitgeroep het dat hy nie waardig is om sy skoene te dra nie of sy skoenriem vas te hou, sê die ander evangelie, en dat dit hy is wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Hy is die lam van God, en ook waar hy gesê het, hy wie na my kom, sal julle doop in die Heilige Gees en met vuur. Nou jare self toe ek al bedien het ek gedink dat hierdie vuur die passie is of die gawes van die Heilige Gees is. En ek is baie lief daarvoor om langs die see te stap. Dit is tyd wat ek diep encounterings met die Here het en waar hy vir my partykeer goed wys wat in die Bybel staan, maar wat ek nog net nooit gehoor het nie. En hierdie spesifieke middag in skemertyd het ek bewus geraak van 'n groot arend wat bo my kop draai. En in hierdie visioen het ek die volgende oomblik verby 'n klaskamer gestap. Ek het gesien dat die klaskamer se deur oop is en ek het gesien dat die Here daar binne is en hy sê vir my, kom in, en ek het ingegaan en ek het by hierdie bankies gaan aansit. Jy onthou soos wat ons in laerskool nog daar die opslaanbanke gehad het en ek het daar gaan sit en die les het begin en die les het daaroor gegaan dat hy ons sal doop met die Heilige Gees en met vuur en wat hierdie vuur werklik is. En ek het natuurlik notas geneem in my binneste, want ek het besef hierdie visioen is baie groter as net sommer 'n gebed wat net ver is in wat jy, so ver jy kan bid en so ver jy kan ervaar. Dis baie dieper, dis God wat met my praat. Nou ek wil vir jou hierdie woord ook gee in Johannes 4 vers 17 en ek sal so bly wees as jy dit neerskryf, is ook vir ons die versekering vanoggend, want soos hy is, so is ons ook in hierdie wêreld. Dit is 'n skrif wat my al baie deurgetrek het in baie tye in my lewe. Maar in elk geval, ek het toe in hierdie klaskamer ingegaan en die lering, die lesing het toe begin by Jesaja 11 vers 2 en op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en die vrees van die Here. Nou hierdie 7 vuurvakkels word ook genoem in Openbaring 4 vers 5. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. En ook in Handelinge 2 vers 3 tot 4 word daarvan dit gepraat. Toe is deur hulle tonge gesien wat soos vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. En hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het. En hierdie is natuurlik wat met jou en my gebeur wanneer ons 'n kind van God word.
ons verstaan nie alles dadelik nie. Ons is in 'n emosionele toestand op daardie oomblik en ons gee ons lewe vir die Here, ons siel, ons hart, ons gees, ons verstand en al ons krag en ons vra daar vir die Here kom bly binnekant in ons. En op daardie oomblik is dit asof ek en jy nog in beheer is. Ons het nog nie totaal en al beheer oorgegee vir die Here nie. Maar hoe groter hy in ons lewe raak, is dit nie meer net hy wie binnekant in ons is nie, maar ons raak ook binne in hom. Ons kom ook binne in hom, ons raak bewus van sy grootheid, ons raak bewus van sy liefde, ons raak bewus van God se koninkryk. En dit is dan wanneer die volgende met ons gebeur, dat sy gees saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is. Nou hierdie grootheid gaan vir jou vat vanoggend in 'n plek in wat totaal en al anders is. En om dit te begin vir jou verduidelik is om weer vir jou hierdie te sê. 1 Johannes 4 vers 17. Soos hy is, so is ons ook in hierdie wêreld. So as Jesus die 7 geeste van God nodig gehad het om op hom te rus, hoeveel te meer het ek en jy dit nie ook nodig nie. Nou gaan ek vir jou iets sê wat half crazy is. Jy weet mos in New Age, en nie dat ons New Age aanhang nie, ek probeer vir jou iets daaruit sê. In New Age word gepraat van die aura wat hulle rondom 'n mens sien. En jy sal altyd hoor, hulle praat basies van 'n reënboog. Nou, in New Age is dit verkeerd om dit te volg. Maar as kind van God, wil ek vir jou sê, dat die 7 geeste van God, wat met ander woorde die reënboog, die smarag reënboog rondom God se troon is, wat die 4 fakkels voor God se troon is, rus op jou. Daardie wat gebeur het in Handelinge, waar hulle gedoop was met die Heilige Gees en met vuur, is ook jou en my deelagtig. En as ek hierdie vir jou sê, dan raak ek waar ek sit fisies dronk in my kop, want dit is so 'n grootheid wat my gees aanraak om hierdie met jou te deel, dat jy nooit weer na jouself op 'n ander manier sal kyk as na hoe die Here jou toegerus het om te gaan doen waarvoor hy jou gestuur het. Ons het laasweek daarna gekyk hoe God vir Jesus gesê het, ek het jou lief, jy behaag my, hoe die hemel oopgegaan het, hoe die Gees van God soos 'n duif die Heilige Gees ook op hom neergedaal het, maar dan lees ons ook in Lukas 4 hierdie volgende, dat hy vervul was, vol van die Heilige Gees, en deur die Gees van God die woestyn ingelei is. En volgende week gaan ek daar bietjie stil staan, wat daar die grootheid was, hoe hy teen die berg van versoekinge uitgegaan het. Maar vandag wil ek by jou vir jou stil staan, by hierdie grootheid van gevul, vol van die Heilige Gees, maar ook stil staan by die 7 geeste van God, wat op ons rus. Nou die woord sê vir jou in Romeine 8 vers 16, die Gees sal saam met jou getuig, dat jy kind van God is, en dan kom hy ook en hy sê vir jou in Romeine, dat die Heilige Gees jou sal lei, dat jy die waarheid sal leer ken, en dat die waarheid jou sal vrymaak. Nou ons gaan kyk na hierdie deel van Jesaja 11 vers 2. Nou ek en jy is vandag in situasies wat uit ons verlede uitkom, wat ek en jy nie kan verstaan, hoekom ons in sulke patrone vasval nie. Hoekom hou ons aan om verkeerde keuses te maak? Hoekom bly dit ons swak plekke? Nou iets in jou verlede het met jou gebeur, wat vandag nog binnekant in jou sielsdimensie is. En God, die Heilige Gees, wie in jou gees is, help jou om met daardie goed klaar te maak. So van binnekant af help hy jou. En dan rus die Gees van wysheid op jou.
Met ander woorde, soos wat hy op jou rus, help hy jou om te verstaan hoekom goed met jou gebeur het, wat met jou gebeur het. Ons vra baie keer hierdie vraag, hoekom gebeur dit met ons? Maar baie keer moet ons eintlik die vraag vra, wat gebeur met my nou? Wat aan mekaar met my gebeur? En hoekom gebeur dit? En dat ek en jy vanoggend die gees van wysheid sal vertrou, wie God se gees is, wie hom die beste ken, om vir jou en vir my die openbaring te gee van goed in ons lewe, om mee klaar te maak. Dan kom hy en hy sê, die gees van verstand wat op jou rus. Die gees van wysheid wat vir jou nou die antwoord gaan gee, sodat jy in die toekoms nie dieselfde goed doen nie. Die gees van verstand wat totaal en al jou verlede ken, om vir jou daaruit te verstande kan bring wat dit is wat die gees van wysheid vir jou gaan help verander. 'n Mens kan slim wees, ek het met baie slim mense al te doen gehad, wat die woord van die Here kan quoteer, skrif vir skrif vir skrif. Maar weet jy dat Jesus, wat die woord was, vlees geword het en onder ons kom woon het, sodat ons die woord van God kan verstaan, dat ons God kan sien. So die prentjie wat mense baie keer van God vir ons gee, is nie wie God is nie. En daarom het ons sy gees nodig, wie hom die beste ken, om ons te leer hoe wonderlik ons Vader God is, hoe baie hy ons liefhet en wat hy alles vir ons doen. En dan kom hierso ook die gees van raad. As ek en jy maar vanoggend net saam met Jesus kon sit en 'n koppie koffie drink en vir my raad vra. Jy het hierdie week wat voorkom voor jou lê, het jy raad nodig. Jy het raad nodig in jou lewe. Jy het raad nodig om besluite te neem. En dit is wat hy vir ons sê in Jakobus 1. Hy sê hy sal ons nooit verwyd as ons na hom toe kom en daardie wysheid vir hom vra nie. En dan sal ons minder wees soos 'n golf van die see wat deur vrese heen en weer geruk word in twyfel. Elke keer bid en dan net as ons amen gesê het en uit ons gebed uitkom weer twyfel. Ons het daardie raad nodig, daardie gees van raad het ons nodig. En dan kom hy ook en hy sê hierso dat hy die gees van sterkte op ons laat rus. Onthou weer, soos hy is, soos ons ook in hierdie wêreld, in 2 Johannes 4 vers 17. 1 Johannes 4 vers 17. En hy sê hierso, die gees van sterkte. Nou ons weet dat daardie skrif sê ons is tot alles in staat deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Wat is daardie gees van sterkte wat op ons rus? Dit is hy wie in ons is, wat vir ons sê dat Heilige Gees wie in ons is sterker as enige iets wat ek en jy kan face. Om te weet wanneer ek swak is ek eintlik in my gees so baie sterk. Hoekom? Want ek het gekom by die plek van my einde van my sterkte. En dan kan ek in God se krag en in sy sterkte goed begin doen. Kom hy hier en hy sê, die gees van kennis wat op my rus. Daardie gees van kennis wat my leer, dis nie 'n dominee nie, dis nie 'n pastoor nie, dis niemand anderste nie, behalwe die gees van God self, wie op my rus en wat my leer. Nou, onthou jy, ek het vir jou gesê vroeër dat ek bewus was van hierdie arend wat bo my gesweef het in hierdie visioen. En so was dit, ek amper in die arend in was en ek deur die arend se oë begin kyk het. En as ek nie daardie dag dit beleef het nie, sou ek nooit kon ingeneem het wat
die vuur is wat Jesus mee doop, wat anders is as wat Johannes die Doper mee doop. En hierdie is iets wat jou en my gaan bewus maak van wie is regtig, wie rus op my. As ek daardie swaar gevoel van die wêreld en ek voel ek kan dit nie meer dra nie, dan dink ek aan die woorde van Jesus, hy wat vir my gesê het, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is en ek sal jou rus gee. Kom leer by my, kom vat my juk. Wat is daardie juk? Dat ek daardie kennis van God begin kry. En dan ook hierso sê hy, die kennis van die vrees van die Here. En dit was die laaste deel van die les. En ek onthou so goed, ek het begin bewe, ek het letterlik gesit en bewe in daardie visioen. En ek het nog vir myself gesê, ek bewe soos wat 'n vlag in die wind wapper, so bewe ek. En ek het gevra, Here, wat is dit? En hy het my geleer, die gees van die vrees van die Here. En hy het vir my die volgende daar geleer en hy het gesê, jy moet eintlik in soveel respek, in soveel awe, in soveel meer as eerbied voor die Here staan as jy iets van hom vra, dat jy eintlik moet bang raak om te dink, jy waag dit om te glo, dat die Here jou nie sal gee wat jy vra nie. En hierdie kan ek vir jou sê was vir my, wow, dit was iets wat my geloof weggeblaas het. En ek het daar besef, weet jy wat Leonie, dit het met jou so min te doen, maar so baie te doen met wat jou dra en wie binnekant in jou is om jou te dra, die Heilige Gees, vol van die Heilige Gees. En dit is iets wat ek en my man ook vir mekaar sekerlik elke dag bid, dat ons gevul sal word met die Heilige Gees en dat die Gees van God op ons sal rus, want hy weet wat hy vir ons beplan het. Sy planne wat voorspoed is, wat nie teëspoed is nie, wat 'n hoopvolle toekoms is. Soos hy is, so is ons ook in hierdie wêreld. En nou kan jy voor my sit en ek kan dalk in counseling met jou sit en ek sal vir jou elke keer bewys hoe jy die Gees van God, die 7 geeste van God bo jou wat op jou rus, die 7 vuurvakkels wat rondom God se troon is, soos in die hemel, so op die aarde, wat jy dit nodig het. En dat dit jou gaan lei uit elke situasie uit alle omstandighede uit, vir jou die antwoorde wees. Ek wil hierdie boodskap afsluit met iets wat my baie geraak het, wat my oudste sussie vir my die week gestuur het. Sy het die volgende gestuur. Daar was 'n klein seentjie gewees. Hy het by sy mamma gekom in die kombuis en hy het vir haar gesê, vandag gaan ek God soek. En sy het gesê, ja, jy gaan vir God soek. En hy het gesê, ja, mamma, moet vir my asseblief broodjies inpak en koeldranke. Maar mamma moenie net 1 koeldrank insit nie. Mamma moet 'n 6-pack blikkies koeldrank in my rugtassie sit. En chippies ook. Nie net broodjies nie, daar moet chippies ook wees. En sy mamma het dit gedoen en hom met 'n glimlag weggestuur. En sy het gesê, nou hoekom al die koeldrank? En die seentjie het gesê, want sê nou net ek moet ver loop. En dan word ek dors en dan word ek honger langs die pad. En hierdie seentjie het sy tassie gevat en hy is daar weg. En die seentjie het geloop en geloop en geloop, toe kom hy by 'n parkie uit. En toe sit daar 'n ou oom. En toe gaan sit die seentjie by die oomie. En hy het gesien dat die oomie alleen is. En die eerste wat die seentjie toe vir die oomie gevra het is jy dalk dors? Die oomie het opgekyk en vir hom die mooiste glimlag gegee en gesê, ja boetie, ek is dors.
En die seentjie het sy blikkie koeldrank vir die oom gegee. En die oom het die blikkie koeldrank gedrink. En so het hierdie oom vir die seentjie so mooi geglimlag en dit het so warm geword in hierdie seentjie se hart. Dit was vir hom so fantasties gewees, daardie gevoel. En so het hulle net by mekaar gesit, hulle het gekyk hoe die voeltjies by hulle kom sit, hulle het gekyk hoe die ander kinders in die parkie speel, en nadat het die seentjie al hoe nader geskuif. En dit was toe nou al laatmiddag gewees. En hy sê toe nou vir die oom, ons het nou klaar die koeldrank gedrink, maar ek het lekker chippies, en ek wil hierdie chips met jou deel. Die oom het weer sy baie mooi glimlag vir die seentjie gegee. En die seentjie het sy chips vir die oom gegee. En hulle het so opgekyk na die son en hulle het gesien dit is nou al laatmiddag. Die seentjie het gesê, dit was so baie lekker gewees vandag by oom. En die oom het gesê, gee my drukkie. Die seentjie het sy arms om die oom sy nek gegooi en hom styf vasgedruk. En dit was vir die seentjie lekker in sy hart. En hy het pad gevat terug huis toe. Hy kom toe by sy mamma aan en sy mamma was nogal nuuskierig gewees en het gesê, ja toe, het jy toe nou vir God gekry? Die seentjie sê, ja, ek het vir God gekry. En ek en God het saam koeldrank gedrink. En ek het vir hom van my chippies gegee. Hierdie vrou was totaal en al verbaas. Sy moes eintlik gaan sit het. En die oom het by sy huis aangekom, waar hy saam met sy seun gebly het. En die seun het gesê, ja pa het gesê, pa gaan vandag uitgaan en pa gaan nie terugkom huis toe, voor pa vir Jesus ontmoet het nie. En hierdie pa het geglimlag, maar hy het so traan oor sy wang geloop, hy het gesê, ja, ek het vir Jesus gekry. Maar weet jy wat my seun, ek het nooit gedink, Jesus is so jonk nie. Hy is heeltemal anderste, as wat ek gedink het hy is. En weet jy wat? Hy het vir my van sy koeldrank gegee. En ons het net daar by mekaar gesit en mekaar geniet. En hy het so mooi glimlag. En toe het hy vir my van sy chips gegee. En toe dit laat word, skemer word, en ons uit mekaar uitgegaan het ons mekaar styf vasgehou. En hierdie seun moes die ketel gaan neersit, wat hy besig was om vir sy pa koffie te wou maak. En hy was geskok. En wat wil ek daardeur vir jou sê? Soos hy is, so is ons ook in hierdie wêreld. Ek is seker dat die verskil wat 'n kind van God anders maak, is dat die 7 geeste van God op jou rus, om jou te lei, waar jy dalk vir iemand net daar die koeldrank moet gee en daar die chippie, maar die meeste vir iemand daar die glimlag moet gee, vir iemand daar die gevoel van warmte moet gee, dat daar hoop is, dat ek en jy uit hierdie uit sal onthou, wanneer die Heilige Gees binnekant in ons is, het ons God in ons. En sal dit wees wat mense sien. Nou is die vraag, hoeveel gaan ek en jy toelaat van die les wat ek langs daardie strand gekry het, van die 7 geeste van God wat op ons is, en die Heilige Gees wie in ons is. Hoeveel gaan ons toelaat? Hoeveel gaan ons word, soos wat hulle wil hê, ons moet wees? Vanoggend is dit vir my voorreg om vir jou communion te bedien, soos Jesus dit ingestel het. Hy het gesê, neem, drink, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat uitgestort word.
tot vergifnis van julle sonde. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan vra. Vergewe ons sonde, vergewe my eie ek, wat so baie keer probeer groter wees as U wie in my is. Help my, Here, om te vergewe soos U vergewe het. En dankie dat U my vergewe in Jesus naam. En hy het ook die brood geneem en hy het dit gebreek en hy het dit vir hulle gegee. Met sy woorde in Jesaja 53 vers 5. Deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Here, baie dankie dat U liggaam vanoggend ook fisiese genesing bring by mense wat siek is, wat oorlaai is. Dankie Heilige Gees, God binne ons, wie in ons bly, wat hierdie wonde van Jesus sal vat, na elke wond binnekant in my.